jou beste praise. Let's make a Holy Ghost noise. He's here. Ek kan nie. Besweek in my stryd. Halleluja. U mag sit dierbares. Die kerk is lekker vanoggend. Sê vir die persoon langs aan jou, die kerk is lekker. Here. Amen. Here, halleluja. Besonderse groete aan Bishop en juffrou vanoggend. Al die pad van Langebaan, juffrou en Bishop, gemeente, ons Pastor Malcolm, Pastor Martha, al die pad van Hopefield, Christus groete, dankie vir die bemoediging, halleluja, halleluja, ek kan nie besweek in my stryd nie, amen, daar is soveel op die spel, amen, daar is soveel lewens en toekomste, van mense, prys die Here. How dare I turn away from this God that I dearly love so much. Aan Pastor Os Alipad en juffrou Os Alipad van Vredenburg, saam met die gemeente vanoggend, Christus groete, man van God, juffrou vanoggend, glory to God, aan die leierskap, aan die Crusade plaaslik, die gemeente, besonderse groete ek aan die jong man, wat ek vanoggend hier sien in ons midde, prys die Here, hy is terug, ek dink jy het gaan leer vir 'n brandweer, né? Amen, kan jy net so staan, Boeta? Kom ons gee die Here net 'n prys, vir die jong man, prys die Here, glory to God, en al ons dierbares, wat teenwoordig is vanoggend, pragtige groete vanoggend, die diens is absoluut goed vanoggend. Die eerste spreker was in die kool met wat die Here vanoggend wil met ons praat. Ek wil vanmôre vir haar sterk bemoedig, my sussie, dien die Here, asseblief man. Daar's groot dinge vir jou in stoor. Ek weet, jy het nie uit jouself uit vanoggend gepraat nie. Die Here het u magtig vanoggend gebruik. Mag God jou seën. So ook elke spreker vanoggend, wat hier iets gesê het. Ja, diaken, jy vat ons diep vanoggend, baie ver. Daai môre. Ons is besig hier ernstige goed, wat die lewens veranderd is. Die moet eendag kom dat ons met u praat, oor wat aangaan in die lewe in. Wil ook besonderse groete vanoggend sê aan ons broer Vragom, Suster Noreen se man, haar seun is teenwoordig en die ander familie. Vanoggend gaan my hart uit vir julle ook vanoggend. Suster Noreen het haar nalaat, haar merk gemaak in die gemeente. Terwyl die broer met my gister praat, het hy eers sy kerk gaan bywoon 8 uur. En dan het hy 9:05 hier ingestap, om sy vrou te ondersteun. Dankie, broer Vragom, dat u weet hoe belangrik dit is, om mekaar te ondersteun. Mag die Here u seën. Maar as ek moet nou vinnig hardloop, ons tyd is teen ons. Ek het 'n kort gedagte, wat ek vanmôre, glory toe, wat die Here op my hart geplaas het, wat ek met u wil vinnig deel.
Uit die woord van die Here uit Josua hoofstuk 17 vers 14 tot 18. Ek gaan nie al die verse lees nie. U kan by die huis gaan lees. Ek wil met die kerk vanoggend praat. Ek het nooit geweet ek het dit in my nie. I didn't know I had it in me until somebody tells me I had it, you had it in you om hierdeur te kom. Kyk, die ding is so, man. Moenie vir jou omring met mense wat net jou foute uitwys nie. Moenie. Dit is gevaarlik. Per ongeluk kan jy in die laagte is. Dan is hy of sy nie bekwaam om vir jou te sê wat jy vergeet het nie. Dis hoekom, prys die Here, sal jy vanoggend hoor wat die skrif sê. Kom ek lees vinnig. Versie 14, die afstammelinge van Josef het vir Josua gaan vra, waarom loot u nie vir ons net een stuk grond nie? Ons is baie mense, want die Here het ons met baie mense geseën. Versie 16, hulle het vir Josua gesê, die heuwels is die groot, nadat Josua vir hulle nou sê, maar julle moet nou vir julle 'n stuk grond in besit neem. Toe sê hulle vir Josua die volgende, die heuwels is nie groot genoeg vir ons nie. Al die Kanaaniete wat in die vallei woon en in die gebied rondom Bet-san en op die Jezreel-vlakte is sterker as ons, want hulle het ysterstrydwaans. It's a matter of concern. Hulle is sterker as ons. It's in your mind. Ons kan hulle nie oorwin nie. Die geveg het nog nie eens plaasgevind nie, maar jy verloor jou geveg. Heer, ons prys U. Jy het nie jou swaard opgelig nie, maar jy het alreeds die geveg verloor. My God, nou het jy iemand nodig in jou lewe. Iemand met wie jy jou omring. Iemand wat jou tegemoet kom wanneer jy op jou laagste is. Wat vir jou kan sê, jy het dit, my kind. Jongetjie, jy het dit. Suster, jy het te ver gekom. Die Here het jou te diep uitgehaal. Jy kom met die swaar kry. Waarom wil jy nou? Waarom wil jy nou omdraai? Iemand wat sê, jy weet mos hoe die Here vir jou deurgekom het. Jy weet hoe het ons die naam van die Here groot gemaak. Iemand wat sê, die stryd is maar net 'n papierberg. Iemand wat sê, maak jou reg, gaan na die huis van die Here toe. Iemand wat sê, jy's beter, los vir hulle. Gee hierdie saak vir die Here. Amen. Ek hardloop vinnig, want hierdie volk, ek wil net dit sê, moet ek klaarmaak. Hierdie volk was die Josefs generasie gewees, of die afstammelinge van Josef, wat bestaan uit Manasse, wat die oudste was, en Ephraim, wat die jongste was, wat deur sy oupa geseën was. Maar sterk mense, en mense met goeie gene, raak ook swak.
Daar was niks verkeerd met hulle gene nie. Want hulle kom uit die geslag van Josef af, wat 'n wenner by uitstek was. Daar was nie 'n begaafde man in sy tyd gewees as Josef nie. Oral wat Josef gekom het, het hy 'n impak gemaak. Hy was iemand, as hy iemand sy skaap of sy bokke nagekyk het, dan het hulle sommer 3 linge en 2 linge gekry. Alles wat hy aangeraak het, was geseën. Maar sy afstammeling sit met 'n probleem. In conclusion, sterk mense het ook nodig om gesê te word. Jy het dit in jou. Dit het aangebreek dat jy iemand in sy oë moet kyk en vir hom in sy ore moet fluister of hardop dit moet sê, maar jy kan nie deurkom. Here. My God. Weet jy, waar is die tyd het regtig aangebreek om jou nie te om versigtig te wees met wie jy jou omring. My God. Iemand wat sê, jy het dit in jou om wiskunde te bied. Jy het dit in jou om die stryd te oorwin. Iemand wat jou in die oë kyk, evangelis, wat vir jou sê, jy sal jou kode 14 bekom. Ja! Ek kan dit nie genoeg sê nie, maar die skrif sê, en ek moet nou klaarmaak. Ja. En Joshua sê, en hulle sê toe vir Joshua, maar die mense is sterk, en ons kan nie die mense oorwin nie. Hoor jy wat sê Joshua? En ek maak klaar. Julle kan, sê hy in versie 18, die beboste heuwelagtige gebied ook kry. Maak dit skoon, sodat julle daar kan woon. Die Kanaaniete het wel ysterstrydwaans. Hoor wat sê? Ek soek 'n Joshua in my lewe. En hulle is sterk. Hy sê hulle het strydwaans, ysterstrydwaans. En hulle is sterk. Maar hy sê, julle is egter sterker. En sterk genoeg om hulle uit te dryf. Is hier 'n paar mense wat Joshua's nodig het. Jy het 'n aanmoediging nodig. Jy omring jou te veel met mense wat sê, en saam met jou praat oor die probleem. Maar nooit vir jou sê, wees stil en weet dat die Here jou God is. Andere beroem hulle op strydwaans, andere weer op perde, maar ons vertrou op die Here. Die bares. Dis die geheim. Die geheim is, wanneer jy in jou stryd is, moet daar nie 'n opsie wees om handdoek in te gooi. Maar jy moet wagten wees en God vertrou vir 'n Joshua wat hierdie ou kole wat bereid is om die stok te vat
gas lyk of die vuur lyk asof hy dood is. Maar God rig het Joshua op. Wat sê? Jy het dit in jou in. Ek hou van sulke mense. Toe Elia in sy laaste was, die skrif sê, toe kom die koning by hom, en die koning sê vir hom, stryder, brandwag van God, redder, op die witberg, jy is nog die man van God, wat jou kleed en jou mantel gevat het, jy het op die see geslaan, die waters het opgekloot. Ek het nodig sulke mense. Ek sal het ook nodig kry. Want dit vrywaar my nie om pastoor te wees hier, dat ek ook nie gaan moeg raak. Maar dan moet die Here iemand gebruik om die stok te vat, om deur hierdie ou kole Amen. Halleluja! Kom ons staan, die Gees God te prys. Hier is 'n geleentheid vir iemand. Hier is 'n geleentheid vir iemand. Wat hy ou kole net wil hoopkrap. Laat die hande weer kom. Hardloop vorentoe. Voordat ons oorgaan na die nagmaaltafel. Om saam met u te bid vanoggend. Worship team, kom ons kry 'n lied vanoggend. Dan vra ons vir Bishop Matthews om hom gereed te kry om vir ons die nagmaal te bedien vanoggend. Deur die woord van die Here voor te hou aan die kinders van God. Kom ons kry 'n lied vanoggend. Is daar iemand vanoggend? Hardloop gou vorentoe. Die Here is op hierdie plek vanoggend. Die Here is op hierdie plek vanoggend. Jesus. Wat sal met die mense volgens? Jesus.